Nou vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en dat u vars verkook en nuut opgestaan het en dat u ook saam met ons opgewonde is oor hierdie baie besondere reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou siel. Nou, u sal met my saamstem dat hierdie nie 'n baie gewilde boodskap is nie. Ons leef in 'n tyd waar mense behep is met hulle self. Baie interessant is dat die woordjie selfie nou 'n erkende woord in die Oxford Woordeboek is. En is opgeneem op die digitale vorm juis omdat mense so beheptheid het met self. Ons neem foto's van onsself, ons plaas foto's van onsself, ons promoveer onsself en die hele lewe draai deesdae om die individu. Terwyl die Bybel kom en die Here kom leer vir ons 'n heel ander saak. Die Here sê vir ons baie duidelik, as ons werklik wil leer om te lewe, moet ons sterwe aan onsself sodat Christus in ons karakter en gestalte kan kry. Nou baie interessant is, daar is baie ander gelowe wat ook sê, jy moet 'n selfopofferende lewe leef. Maar die Bybel kom en hy sê, ons moet nie net 'n selfopofferende lewe leef nie, nee, ons moet 'n lewe leef van so 'n aard dat Christus se lewe gestalte in ons sal kry. Met ander woorde, dat ons God se waarheid deel van ons mondering maak, dat sy woord deel van my spraak sal word, van my gedagtes, van my denke, dat sy optrede, sy haat vir sonde, sy liefde vir sondaars, sy sagmoedigheid, sy lankmoedigheid, sy selfbeheersing, sy hele wese in my lewe gestalte sal kry. En ag vriende, u sal met my saamstem, dis glad nie 'n maklike saak nie. Daarom is Christendom vir die wêreld eintlik iets wat vir hulle na onmoontlikheid lyk, en dit is onmoontlik as die Gees van God ons nie daartoe in staat stel nie. Nou, ons het gekyk na die gedagte van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou siel, en ons nou al reeds gekyk na die gedagte wat beteken om te sterwe aan jouself. Ons het al reeds gekyk na die gedagte van dat dit in lyn is met die woorde van Jesus oor as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. En ons het gister begin met 'n eksegese van Kolossense, die 3de hoofstuk, wat praat oor dat ons die dinge moet soek wat daar bo is, en ons gaan vanmôre stil staan by die gedagte van ons moet die dinge bedink wat daar bo is. U sal onthou, ons het gister gepraat oor die koninkryksgedagte van soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal bygevoeg word. En nou vanmôre die bedinkgedagte. Nou hierdie twee gedagtes, vriende, kan ons nie regtig skei van mekaar nie. Ons kan dit bietjie onderskei. Ja, daar is so bietjie hier en daar 'n klemverskywing, maar ek dink daar is soveel oorvleeling dat ons dit so goed sal onthou. Die soeke en die bedink wat amper hand aan hand loop om dan ook 'n lewe van selfsterwe, kruisopname en die volg van Jesus dan in my lewe toe te pas. Nou kom ons kyk gou na wat hierdie gedagte en hierdie vers vir ons wil leer. Daar staan bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Baie interessant hoe die Here die twee teenoor mekaar stel. Bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. U sal onthou, ons het vir u gister gesê, die rede waarom ons die dinge moet soek daarbo is omdat ons burgerskap nou in die hemele is. Nou kom die Here en hy sê, ons moenie net die dinge soek wat daar bo is omdat ons burgerskap in die hemele is nie. Ons moet ook die dinge bedink wat daar bo is. En ons gaan 'n bietjie kyk wat hierdie woordjie beteken en hoe gaan ons die dinge bedink wat daar bo is. 'n Engelse vertaling stel dit so mooi. Hy sê, set your affection on things above, not on things on the earth. Nou die woordjie bedink, vriende, is die Griekse woordjie wat vir ons leer to exercise the mind. Baie interessant, die gedagte weer van oefening. U sien, niks in die lewe kom maklik nie. Ek besef dat mense nie baie lief is vir liggaamlike oefening nie. Daar is 'n paar fanatiese mense wat vroeg opstaan en ver draf en baie kilometers met hulle fietsry en swem en allerhande goed doen, en daar is atlete wat geweldig toppresteerders is in hulle verskillende gebiede, maar die deursnee mens is nie lief vir oefening nie. En as dit kom by die geestelike dinge, is dit baie dieselfde. En daarom vind jy so baie mense wat siek is liggaamlik, omdat hulle hulle liggame nie oefening gee nie. En dieselfde vind jy by kinders van die Here, hulle is traag en hulle is baie keer so vasgevang in die wêreldse dinge, omdat hulle nie hulle verstand oefen om die dinge te bedink wat daar bo is nie. Jy sien, as die Here vir ons sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie, dan kom leer die Here vir ons eenvoudig, dat ons gedagtes sal oefen en vul, en sal laat oorheers met die dinge van God, en nie dinge van hierdie wêreld nie. Filippense 4 vers 8 sê dit vir ons baie mooi verder, broeders, alles wat waar is en alles wat eerbaar is en alles wat regverdig is en alles wat rein is en alles wat lieflik is en alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
Die Engels sê, dwell on these things, broei oor hierdie dinge. Waaroor moet ons gedagtes broei? Oor dinge wat eerbaar is. Die wêreld dink nie eerbare gedagtes nie. Ons moet regverdige dinge bedink. Die wêreld bedink dit nie. Ons gedagtes moet rein voor God en mense wees. Die wêreld dink nie so nie. Alles wat lieflik is en loflik is, bedink dit, broei oor hierdie goed. En dit gaan kos, vriende, dat jy 'n kop skuif moet maak, want jou natuurlike mens wil nie so optree nie. Daarom sê Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders, susters, kinders van God, ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Hoor nou vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Met ander woorde, begin die dinge bedink wat daarbo is. Jy moet 'n verstandveranderinge, 'n kopskuif maak, om die dinge te bedink wat daarbo is, om jou verstand, om jou hart, om jou geestelike hart te vernuwe. Vernuwe jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons almal sukkel met ons gedagtes. Dr. Martin Lloyd-Jones skryf oor die disippels en hy sê, the disciples' main problem was that they failed to think. Instead, they allowed themselves to be controlled by their circumstances. The trouble with most people is that they will not think. Instead of thinking, they sit down and ask, what is going to happen to me? What can I do? That is the absence of thought. It is surrender. It is defeat. Thinking is the very essence of faith. Wat probeer hy vir ons sê, vriende? Dat as ons gaan begin dink soos die Here se woord vir ons leer om te dink, dan gaan ons geestelik meer as oorwinnaars wees. Dan gaan ons opgebou word in die allerheiligste geloof. Dan gaan ons nie vir elke versoeking val wat oor ons pad kom nie. Dan gaan ons nie elke aand mismoedig by die huis instap en dink die lewe is nie die moeite werd nie. Wanneer ons die regte dinge begin soek, koninkryksdinge, die regte dinge begin bedink, koninkryksdinge, dan word ons losgemaak van hierdie aardse sisteem. En ons besef ons is vreemdelinge, ons is bywoners, ons bly hier ja, maar ons bly hier met een doel, omdat God ons nog hier geplaas het, om vir hom 'n verskil te maak, om siele vir sy koninkryk te wen, om Jesus Christus uit te leef aan 'n goddelose wêreld. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe is staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wat sê die Here vir Josua? Presies wat Paulus vir die gemeente in Kolosse sê, bedink die dinge daarbo. Bepeins hierdie dinge. Dink in elke situasie waarin jy jouself bevind. Wat sê God se woord oor hierdie situasie? Hoe moet ek hierdie situasie nou analiseer, daarin optree? Hoe gaan Christus nou gestalte in my kry? Of dit nou is by 'n werksituasie waar iemand jou te nagekom het, miskien waar jy gesondig het en daar het 'n geskil ontstaan, hoe gaan jy regmaak? Bedink die dinge daarbo, vra die Here vir wysheid, dat jy in elke opsig die dinge sal bedink daarbo. Dis tog wat Psalm 1 vir ons sê. En ek gaan daarmee afsluit. Daar staan, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Het jy agtergekom? Josua 1 vers 8 sê, as ek die woord bepeins, dan sal ek in my weë voorspoedig wees, dan sal ek met goeie gevolg handel. Met ander woorde, ek sal die seël en die glimlag van die Here oor my lewe hê. Hy sal my weg van my rug, as ek die dinge bedink daarbo. Het jy gesien in Psalm 1? Presies dieselfde gedagte. As ek God se woord oordink, as ek hierdie wet van God bepeins, sê die Bybel, sal ek wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Daar sal vrug wees. Daar sal hierdie kosbare vrug wees wat eie is aan 'n kind van die Here, waarna die sondaar kan kyk, deur my lewe oortuig kan word van sy sondigheid en heel moontlik by die Here kan uitkom.
Onthou die Bybel sê vir ons is 'n lieflike geur. Hoe kan ons 'n lieflike geur wees? Hoe kan ons 'n lieflike geur uitstraal na buitekant? Hierdie reuk versprei, sê eerder so, deurdat ons Christus se gedagtes begin bedink. Waar is Christus se gedagtes? Hoe kan ons dit kry? Lees die Bybel. Lees die Bybel, memoriseer God se woord en besef dat die Here ook deur die woord ons lewens wil rig om hom te verheerlik. Daarom, Kolossense 3 vers 1 sê ons moet die dinge soek daarbo, Kolossense 3 vers 2 ons moet die dinge bedink daarbo. Ek wil afsluit met die pragtige Halleluja lied 312. Daar staan: Geseënde Jesus, o Heer van my hart, u krag tot genesing, dit soek ek met smart. Verbreek ieder afgod, verban alle vrees, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Hierdie woordjie, u krag tot genesing, dit soek ek met smart, praat van genesing van my siel. Here, ag, soos 'n mens wat siek is, nodig het om medisyne te neem, dat hy gesond kan word, so het ek as persoon wat geestelik siek is nodig, dat u bloed my sal reinig en u woord my gedagtes sal vul, dat ek die dinge sal bedink daarbo en ook u so sal verheerlik. 'n Kind van die Here se gebed is elke dag, wat die koorgedeelte sê, witter as sneeu, ja, witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Here, ek wil elke dag meer word soos Jesus. Want soos ek sterf aan myself, soos ek my kruis opneem en u volg, en u gestalte in my kry, in my soeke, in my denke, Here, so beleef ek vrede en blydskap, wat alle verstand te bowe gaan, en kan ek u verheerlik. Mag die Here vir my en jou wysheid gee om hierdie kort gedagtetjie ter harte te neem, daaroor te dink, dit te bepeins, dit toe te pas, en dan ook u lewe in te rig om die Here te verheerlik. Baie seën vir u, groete en 'n mooi dagie verder. Tada.